Goeiedag liewe vriende en baie dankie dat jy ingeskakel het by Harmonie Gemeente se aanlyn bediening. Ons is baie bly dat jy kyk daarna en mag dit met jou hart praat, mag die Here jou baie ryklik seën. Nou ek begin vandag se boodskap deur 'n baie interessante gesprek wat Jesus met sy disippels het. Ek wil dit vir jou lees. Dit is net 10 verse, maar daar's soveel diepte en lesse daarin dat ek glo dat dit vir jou baie stof tot so 'n bietjie nadenke sal gee. Ek is sommer dadelik gevang deur die mooi opskrif wat die vertalers gegee het. Hulle sê Jesus wat praat oor vergifnis, geloof en onbaatsigtige diens. Maar kom ek lees vir ons met so 'n bietjie kommentaar tussenin. Lukas 17 vers 1 tot 10. Jesus het aan sy disippels gesê, dit is onmoontlik dat dinge wat mense laat struikel nie oor julle pad kom nie. In die Engels sê stumbling blocks. Groot ellende wag egter op hulle deur wie dit veroorsaak word. Dit is voordeliger vir sulke persoon as 'n maalklip om hulle nek vasgemaak en hulle in die see gegooi word, as dat hulle vir een van hierdie geringes 'n struikelblok sou wees. Tjoh, maar hoor net hoe mooi praat Jesus verder, dis innig en regheid. Gee ag op julleself. As jou broer aanhou sonde doen, wys hom tereg en as hy tot inkeer kom, vergewe hom. Ook as hy 7 keer op 'n dag teenoor jou oortree, maar ook 7 keer na jou toe kom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Nou dit klink nogal onmoontlik. Regtig, soveel keer op een dag, geen wonder dat hulle direk en dit klink amper of hulle desperaat reageer. Daar staan die apostels het toe vir die Here gesê, help ons. Ons het meer geloof nodig. Die Here het reageer, al sou julle maar net 'n geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle aan hierdie moerbeiboom gesê het, ontwortel jouself en gaan verplant jou in die see, en hy sou julle gehoorsaam. En dan kom die voorbeeld wat Jesus gebruik, en wat ek vandag verder met jou wil bespreek. So, luister gou baie mooi. Jesus sê, as een van julle 'n slaaf het, wat besig is om te ploeg of diere te versorg, sal hy aan hom, wanneer hy van die land afkom, sê, kom, eet gou saam. Nooit nie. Hy sal aan hom sê, maak iets gaar vir aandete, bind jou klere vas en bedien my, terwyl ek eet en drink. En eers daarna gaan hy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdragte uitgevoer het, ontvang mos nie dank nie. Nou ons kom nou terug na hierdie woorde toe. En nou praat Jesus direk met sy volgelinge, met hulle, en natuurlik ook ons is mos sy volgelinge. Net so is dit ook die geval met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe, ons het bloot uitgevoer wat ons moes doen. Nou, ek gaan jou die geleentheid gee om dit gou te herhaal, as jy wil, sommer net te prewel. Ons is niks werd slawe. Ons het bloot uitgevoer wat ons moes doen. Het voel nogal so 'n bietjie ongemaklik, né? Ek hou so van die kleurvolle manier wat die Amplified dit vir ons gee. Hoor gou Jesus se woorde. Hy sê, so you too, when you have done everything that was assigned and commanded you, say, we are unworthy servants, undeserving of praise or reward, for we have not gone beyond our obligation. We have merely done what we ought to do. So, Jesus was hier in gesprek met sy apostels en hulle het beslis die werklike betekenis van die woord of die begrip slaaf van daardie tyd goed geken. Nou, vir verskeie redes gebruik ons en die vertalers die woord dienskneg in die plek van slaaf. Ons het nie in ons tyd vandag hier waar ek en jy woon, sulke slawe nie. Nou, diensknegte daarenteen werk almal teen besoldiging en word hoegenaamd nie gesien of behandel as slawe nie, bid ek natuurlik uit die diepste van my hart. Daar is net vir interessantheid nog lande, heelwat, maar lande soos Indië, China, Noord-Korea, Nigerië en ander wat 'n vorm van slawerny nog steeds bedryf, al word dit dalk onder 'n dekmantel gedoen. Maar terug by Jesus se vertelling. Die eerste eeuse diensknegte was egte slawe. En dis wat jy moet weet van 'n slaaf, om Jesus se vertelling net so 'n bietjie beter te begryp. 'n Slaaf is iemand wat alles verloor het in sy lewe, sy vryheid, sy wil. Hy word op die markplein soos 'n dier verkoop. 'n Prys word aan sy nek gehang en hy word opgevuil. En as iemand hom uiteindelik koop, word daar deur sy oorbelle gat gemaak en dan word die naam van sy Heer daar gehang. En hy het self sy naam verloor.
dis nie nou meer Piet of Koos of Jan nie, maar dis nou die slaaf van meneer Pieters, meneer Johnson of meneer Jones. Hy word hoegenaamd niks vir sy dienste betaal nie, hy is 'n onverdienstelike dienskneg, 'n slaaf wat aan iemand behoort. Hy verloor al sy vryheid. En as sy heer sê, doen dit of doen dat, het hy geen keuse nie. Hy kan nie kies wat hy wil doen nie, hy moet presies doen wat die meester van hom verwag. En sonder enige vergoeding. Hy is 'n slaaf met geen keuses, geen vryheid nie, niks. So, nou dat jy net weer so 'n bietjie sien wie en hoe 'n slaaf se lewe gelyk het, kom ons gaan aan. Toe vertel Jesus aan sy disippels 'n verhaal van 'n heer, kom ons sê nou maar meneer X, wat sy slaaf geroep het, en vir hom gesê het, hy moet kom aan sit vir ete. Nou ek is seker die disippels het so 'n bietjie gelag of dalk verward, hulle koppe geskit, nou hey, geen heer sou dit doen nie. Die slaaf moet die heer bedien altyd, en as die heer klaar bedien is en al die werk afgehandel is en die heer gaan slaap, dan kan die slaaf weet as daar iets is wat oorbly. En dan vra Jesus verder, en dan bedank hy daardie dienskneg, daardie slaaf, omdat hy nou gedoen het wat hom beveel is. Ek glo nie. En dan gebruik Jesus die woorde wat ons so bietjie gesukkel het om nou te preebel daar in vers 10, Lukas 17:10, so ook julle. Wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, onverdienstelike slawe, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So hier kom dit nou, of jy dit nou wil hoor of nie, maar ons is slawe van Christus. Goed, kom ek maak dit so 'n bietjie makliker op die oor. Ons is Christus se diensknegte. Ek sal nou nog meer van die woord gebruik om jou te help verstaan, maar dink gou 'n bietjie daaroor na. Ons is op die slawemark van hierdie bose wêreld, is ons vrygekoop, losgekoop deur Jesus Christus. Ons is nou sy eiendom. Paulus, die apostel, hy het dit ook so verstaan. En dan Romeine 14 vers 7 tot 9 sê hy, ons het nie finale seggenskap oor onsself nie, of ons lewe of sterwe. As ons leef, leef ons mos vir die Here, en as ons sterf, sterf ons vir hom, of ons dan lewe of sterwe. Ons is volkome sy eiendom. Dit is tog waarvoor Christus gesterf het, en weer lewendig geword het, om Heer te wees oor dooies en oor lewendes. Ons Heer, ons Meester, is Jesus Christus, en ons, sy diensknegte, sy disippels, sy volgelinge, en ons behoort aan hom. Dis nie slegte nuus nie, dis goeie nuus, dis wonderlike nuus, want jy moet onthou wie hy is. En Christus, die opgestane Christus, gekom om te heers oor sy diensknegte. En dis met sy heerskappy van onbeskryflike liefde en groot genade, wat ons kies, wat ek en jy kies, om alles vir hom te gee. Nou, ek wil gou vir jou die Engels lees in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. For the love of Christ controls and compels us, because we have concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that all those who live would no longer live for themselves, but for him who died and was raised for their sake. Ons is losgekoop deur Jesus. Paulus het dit so verstaan, hy noem homself 'n dienskneg, 'n slaaf van die Here. Jakobus het homself 'n dienskneg van die Here genoem. Simon Petrus noem homself 'n dienskneg van die Here. Maria noem haarself 'n diensmaagd van die Here. En dalk die alstarrigste een van hulle almal wat daar is, wil ek myself 'n dienskneg van die Here noem. Ons was verlore, voordat ons gevind is, voordat ons redder ons kom vrykoop het teen 'n baie duur prys. Maar hier is nog 'n ander stukkie waarheid wat ek met jou wil deel, en dit gaan ook aanvanklik nie so baie lekker op die oor val nie, maar luister my net uit. Ons is eintlik nog steeds verlore. Jy sien, ons was verlore in die hande van die bose, maar nou is ons verlore in die hande van Jesus. Dit klink net soveel makliker in Engels. I'm lost in his hands, in his love. Kom ek verduidelik. Want ek kan dink 'n klompie ouens wil dalk nou mik vir die rooi knoppie, maar moenie. Ons het steeds nie ons eie vryheid nie. Dis baie duidelik uit God se woord. Ons word diensbaar gestel vir die koninkryk van die lig. Nou, kom ek lees dit vir jou. Paulus skryf in Romeine 6. Hy sê, julle moet vir God dankie sê, dat julle wat voorheen slawe, hoor jy dit, slawe van die sonde was, nou moet julle hele hart gehoorsaam geword het aan die ware evangelie wat aan julle oorgelewer is.
verlos van die sonde, het julle nou, hoor jy sit weer, slawe geword van wat reg is voor God. Sjoe, het ek reg gelees? Kom ons maak dit gou geseker. And having been set free from sin, you have become the slaves of righteousness, of conformity to God's will and purpose. Paulus sê hier in Romeine 6, en hy gebruik die voorbeeld van slawe, want dit is baie maklik om te verstaan, gaan lees gerus verder. Hy verduidelik dat ons glad nie geskroom het om ons slawe te wees van die sonde en ons liggame daarvoor te gee nie, maar nou is dit soveel anders, want nou behoort ons aan Christus. Die antwoord is eintlik regtig baie eenvoudig. Ons kan nie doen wat ons wil nie, want ons behoort aan God se koninkryk. En hierdie koninkryk van die lig en van liefde en van genade, van die regte lewe lyk anders. Kom ek help jou nog 'n bietjie meer. Verbeel jou vir 'n oomblik, en dis nie so moeilik nie, dat jy mag lewe presies net soos jy wil. Ek skets gou vir jou 'n prentjie. Dit is soos baie mense wat op 'n sinkende skip is, waarvan die duiwel die kaptein is. En die kaptein, hy weet dit baie goed, dat sy skip gaan sink. En dan kom sy groot, vreugdevolle, slinkse, onbeperkte uitnodiging. Almal op hierdie boot wat gaan sink, julle kan doen net wat julle wil. Fantasties. As jy jouself oor 'n mik wil drink, daar is die kroeg. Daar is geen morele barometer of enige reëls nie. Doen absoluut net wat jy wil. Everything goes. Nou, hier kan jy leef nes jy wil, jy kan wees wie jy wil, you be you, geniet losbandige vryheid onbeperk, slaan die vensters stukkend, breek die lampe, dans op die tafels, slaan die vleuelklavier stukkend, geen reëls. In die weermag sou ons gesê het, gaan bos. En dan sê die passasiers, wat 'n great kaptein. Ons kan op sy skip doen net wat ons wil. Ons is vry. Geen reëls nie. Wat 'n wonderlike vryheid en 'n lekker lewe. Hier is absoluut geen moets en moenies nie. Maar 'n groot maar. Hulle gaan almal sink. Hulle is besig om te sink. Dit is net 'n kwessie van tyd. In die koninkryk van die duisternis is al die duister, donker, verkeerde, leuns, verleidelike, geldgierige, verslawende boosheid vrylik tot jou beskikking, omdat jy gelei word deur 'n gees wat hierdie dinge toelaat en goedkeur. Maar genoeg hiervan. Is nie eens lekker om daaroor te praat. Daar is ook 'n ander koninkryk. Die koninkryk van die lig. Kolossense 1:13 sê, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring onder die koningsheerskappy van sy geliefde seun. Ek kan sommer die liefde voel. Dis die beste nuus ooit. Lewensveranderende ewigheidsnuus. En ons sink nie. Ons het 'n ongelooflike, wonderlike, ewige vooruitsig en 'n lewe saam met Christus, ons koning, die oorwinnaar. Want dis so lief soos wat hy hierdie wêreld gehad het, dat hy ons almal wil red. Maar, en weer 'n groot maar. Moenie verward wees nie. In die nuwe koninkryk van die lig kan jy nie doen wat jy wil nie. Jesus is hier die koning en meester. Hy is die koning van sy koninkryk. Hy het ongetwyfeld reëls, koninkryk-reëls. Reëls van die lig. Daar is geen duisternis nie. Ons is onder sy jurisdiksie. En hoor my mooi, ek praat nou nie van die moenie dit en moenie dat nie. Ek praat nie nou van rook en vloek en drink en whatever jy op die lysie wil sit nie. Ek praat nie daarvan nie. Dis baie meer en baie dieper as dit. Straightforward. Daar's nie 3 weë nie, daar's nie 'n neutrale grond nie. Dis nie die breë weg en die smal weg en ergens praat iemand van die weg in die middel. Dit bestaan nie, dit staan nêrens nie. Toegang tot die koninkryk van die lig en duisternis word nie beheer deur 'n paspoort nie en jy kan so 'n bietjie oorgaan, net deur douane kom van hierdie kant en dan bietjie weer aan die ander kant. Ons was slawe van die duisternis, geketting in ons sondes. Maar ons het daarvan gesterf. Hoor hoe praat Jesus self met ons. Matteus 16 vers 24. Jesus het toe vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle ware lewe vind. Nou, daar is mense wat dit so 'n bietjie misverstaan
Jy kan nie op hierdie pad stap saam met Christus in sy koninkryk met die doel om jou eie wil en jou eie menswees en jou eie belange te red nie. Of daarvoor te veg, of daarvoor op te staan nie. Nee, Jesus sê jy moet dit verloor. Jy moet dit prys gee. Nou een bitterkort gelykenis wat Jesus ook self vertel het, letterlik 2 versies, staan in Matteus 13, vers 45. Hy sê, God se koninkryk is ook soos 'n parelhandelaar, op soek na mooi parels. En as hy een baie kosbare parel raakgeloop het, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie parel. Nou Jesus, ons koning, is hierdie kosbare parel. In hom is alles opgesluit. Alles omvattend, die volle pakket van blydskap, van vrede, wat jou verstand te bowe gaan, van genesing, van vreugde, liefde, genade, alles wat mooi is, alles wat eerbaar is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, absolute geen duisternis nie, net lig. Dit klink mos nou meer na ietsie wat ek wil hê, maar dit is baie duur. Dit kos 'n redelike prys, want dit vra ons alles. Dit vra alles wat ek het. My geld, my huis, my goeders, selfs my mense, my lewe, my werk, my vrou, my kinders, my tyd. Ja, my volle self. Dit vra alles onder die heerskappy en gesag van Christus. Sy dienskneg, sy slaaf. Nou in die storie wat Jesus vertel het die dienskneg gehoop om sy Heer tevrede te stel. Die tevredenheid van die slaaf kom van om die Heer tevrede te sien. Wat sit jy aan hom voor? Hoe gewyd is jou lewe aan hom? Danksegging is sy brood, jou aanbidding is sy water, sy hoofmaal is jou hele lewe. En dan word dit eintlik 'n logiese gevolgtrekking as Paulus in Romeine 12:1 sê, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dis die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Kan ek dit gou vir jou in die Amplified gee? Hy sê, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourself, set apart, as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Ek kan nie doen wat ek wil nie. As jy so glo of daarvan oortuig is jy op 'n sinkende skip. En die einde daarvan is ongetwyfeld die dood. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Maar ons is duur gekoop. Ons wil en ons moet ons Heer en ons Meester behaag met ons lewe. Ek eindig weer met Jesus se treffende woorde aan die einde van hierdie gesprek met sy volgelinge. Lukas 17:10 sê Jesus vir hulle, so ook julle. Wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Nou, dalk voel jy vandag, die keuse is eenvoudig, ek kies die lig, maar in dieselfde asem voel jy om net soos die apostels uitgeroep het om te sê, Here, help ons het meer geloof nodig. En die Here het gereageer, al sou julle maar net 'n geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie gehad het. Vriende, in die koninkryk van die lig het ons 'n ewige raadgewer, 'n trooster, 'n advokaat, die Heilige Gees. Ons het 'n liefdevolle, wonderlike hemelse Vader. En ons is duur gekoop, vrygekoop, losgekoop vir altyd. En in hierdie groot liefde en genade en sy ewige ontferming, kom vra jou alles, sodat jy die ware lewe in hom kan ontdek, sodat jy ware vreugde kan ontdek van 'n lewe van oorwinning en regte vrede, diep gewortelde blydskap, wat vir altyd hou. Want in hom het ons alles, want hy is alles vir my. En wanneer jy dit ontdek, wil jy meer en meer
vir hom leef? Wil jy meer en meer loskom van al die goed wat hierdie wêreld bied? Wil jy meer en meer oorgee, surrender, alles vir God, alles vir sy koninkryk, alles tot sy eer, as sy dienskneg? Kom ek bid vir ons. Vader, dankie dat ons U kan aanbid as die Vader van die lig, as die God van U koninkryk, waar ons wil leef, waar ons wil beweeg, en waar ons hierdie vreugde wil ontdek. Daar's niks in hierdie wêreld wat ons wil kies nie, ons kies U. En ons kom meld aan, ons kom gee onsself aan U, as U diensknegte, want U is alles vir ons. Amen. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeuwe is U naam besang, en saam met engele wil ek ook nou uitspreek. My woorde is maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. Ek weet dat U my elke lofsang hoor, al wil twyfel die geloof in my kom sien. Solank as wat ek leef, sal ek U prys, tot die dag wat ek kom veilig by U. My woorde is maar hier moet ek begin, want U alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my werk, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. En U is genoeg. En U is genoeg. U is genoeg vir my. Het jou hart uitsing is. U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe. U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U